Daar sê, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat ons kan weet dat U in beheer is. Heilige Gees, my gebed is nou dat U met elkeen van ons sal wees. Here, laat U met elkeen van ons sal praat. Here, laat ons vandag nie sal uitgaan en sê, but I had to do that. I still wanted to do that. Here, laat ons dit sal doen voordat ons by hierdie deure uitstap vandag. Here, seën vanoggend se diens. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom aan elkeen vandag. Enrikus, weer eens baie dankie vir laasweek, dat ek 'n lekker naweek se rus kon geniet het. Om presies te wees met elkeen van julle vanoggend. Weet julle hoeveel dae daar nog oor is tot Kersfees? Ek dink as ek my kinders sou gevra het, nie nou horlosies gaan kyk of so nie, presies te wees 4 dae. 4 dae, dan is dit Kersfees. En ek dink dat daar baie van ons is wat nie kan wag om ons geskenke oop te maak nie, vir die wat nog geskenke kry. Is daar nog mense wat geskenke kry? Nee, ons is min. Kan ek sê, ek kry geskenke? Dis daar, ons kry geskenke. Maar jy weet in die Engeland huishouding, gebeur dit dat daar al 'n paar geskenke onder die boom is. My vrou is, 2 months before Christmas, we get a countdown already. A WhatsApp group starts. So many days before Christmas. En dan is dit hierdie en dan is dit daai. En dan al hoe nader, dan raak dit al hoe nader. So ons is op hoogte elke jaar hoe ver Kersfees is. En every year, it's a different theme. En laat ek nou net mooi onthou. Die eerste week in Desember word die boom al opgesit. En jy sien, daar kry ek die antwoord. Eerste week in Desember word die boom al klaar opgesit. En dan, so nou en dan word die geskenke, soos wat die dae aangaan, word dit mos nou onder die boom geplaas. En ons het 'n jong getroude paartjie daar in ons huishouding, my jongste seun. En Keisie kan nie sy hande van hierdie geskenke afhou nie. Hulle het gisteraand het hulle by ons kom eet, want die won nooi hulle 1 keer 'n week, of partykeer 2 keer 'n week, om by ons te kom eet, anders te sien ons hulle nie. So sy sê, ons maak hierdie kos, sy weet wat is hulle favourite, so sy maak dit, en dan weet sy, Keisie en Leandre sal daar wees. En gisteraand toe Keisie hulle nou daar aankom, toe ons nou van buite af binne toe skuif, toe is Keisie en Leandre klaar, onder die kersboom. En op 'n stadium, ek gaan nou nie sê wat dit is nie, daar was 'n klein boksie met chocolates, en die won sê toe, nee, ek het hierdie toegedraai, want my swaartjie se seun en dogter, sy het vir hulle 'n geskenk gekoop wat klein lyk. En toe het sy nou hierdie chocolates toegedraai daarin, laat dit nou bietjie groter lyk. Toe hak Keisie nogal afgestraand, toe sê, ek het gehoor iets klink soos Dinkie Toys daar binne in daai boks. So dis hoe Keisie operate in ons huis. Hy vat die boks as daar nie 'n naam is nie, dan vat hy die boks en tel hy dit op, om te voel hoe swaar dit is. As dit nou miskien 'n bietjie lig is, dan sal hy die boks skud. En dan sal hy begin raai, wat daar is. Wel, kan ek vra, het julle ook sulke lede in julle familie? Wel, daar kry ek 'n paar mense wat kop skud. Jy sien, ek doen dit nie, want ek weet klaar wat ek kry. Ek is een van daai persone, ek koop eerder iets waarvan jy hou, as wat ek die verkeerde ding koop. En my birthday list het ek al gister uitgegee vir my kinders en vir Yvonne gesê, ek soek dit vir my verjaarsdag. Is nog nie daar nie, maar dit kom nog. So laat ek weet, ek hou van die dinge. Johan, ek wens hulle het die geld gehad om vir my yster te koop, maar not yet. Jy sien, wanneer dit by Kersfees kom, is dit 'n seisoen van wag. Is dit nie waar nie? Jy weet, ons begin al 2 maande voor die tyd, dan kry ons al die countdown. So ek dink Yvonne, as Kersfees klaar is en sy bære die boom, dan begin volgende jaar se countdown al by haar. So ons sal nooit laat wees vir Kersfees nie. Ons almal wag mos vir Kersoggend om geskenke oop te maak. Is dit nie so nie? Wie maak Kersoggend geskenke oop? Kan ek sien? Yes, daar's 3-4 hande. Die res van julle, maak julle dit die 24ste die aand oop. Nie eers 12:00 nie, ons sien dit nie eers 12:00 nie, Erika. Want daai tyd moet ek al slaap, ek moet vroeg ry kerk toe die volgende oggend. Jy sien, so daai tyd, so in ons huishouding, die 24ste die aand, ek bære myne gewoonlik tot die 25ste, but
dan moan almal. So, ons maak die 24ste oop. Dan is daar ook die wonderlike tafels wat gedek word. Julle kan sien, ons het 5 tafels hier by die kerk geleen vanoggend, want ons het nie genoeg tafels, want daar's te veel mense, en verskoon het ek brag nie, maar my maale, my broer hulle, Yvonne se broer hulle, dis 'n hele familiefees op die 25ste. En dan eet ons lekker saam. En dan vir die van ons wie Jesus ken en volg, wag in spanning om sy geboortedag te vier. Is dit nie waar nie? There's no other day than the 25th of December. Ek is meer opgewonde Kersfees as wat ek op my eie verjaarsdag is. Kom ons wees eerlik met mekaar. Is dit nie waar nie? Ek dink as jy op skool is jy meer gelukkig op jou verjaarsdag want jy raak ouer. Maar nou dat ons op hierdie stadium kom, en worry ons nie meer oor 'n verjaarsdag nie. Is dit nie waar nie? Want jy wil nie meer tel, hoe oud is jy nou? Nee, ek weet nie. Jy sien, jy wil nie meer ouer word nie. Jy sien, en dan is daar baie mense wat sê, maar die 25ste Desember is nie Jesus se geboorte nie. Kan ek net sê, let's leave it there, please. Jesus was born. And the 25th of December is the day that the Christians choose to celebrate Jesus' birth. Amen? En ek weet daar's baie mense wat moan oor die Kersboom. Please don't go into that as well. Ek buk nie af en ek aanbid nie die Kersboom wanneer ek die geskenke optel om vir die kinders te gee nie. Please. Moenie eers daardie pad gaan nie, want dan gaan ek en jy, dan gaan ons 'n woordewisseling hê. Moenie die donker in die lig gaan soek nie. Amen. As ek julle die vraag sou vra vanoggend, is daar iets meer waarna jy uitsien hierdie Kersfees? Is daar iets meer? Julle sien, is daar iets spesiaals? Miskien is daar 'n versoening in 'n gebroke verhouding. Miskien wil jy nie alleen wees hierdie Kersfees nie. En jy is hoopvol dat môre beter sal wees. Miskien wag jy vir die nuwe jaar waar daar groot veranderings in jou lewe mag plaasvind. Selfs na Kersfees sal daar nog van ons wees wat wag vir iets. Net wil ek deel oor 2 mense wie 'n leeftyd gewag het. En hulle name is Simeon en Anna. En julle sal hulle nie in 'n kerskaartjie sien nie. Maar hulle is baie belangrik in hierdie Kersstorie. En nie net 'n storie nie, die waarheid. Jy sien, ons vind hulle stories in Lukas 2, en as ek vir julle gevra het, ken julle Anna in die Bybel? Kan ek vra, voordat ek nou genoem en voordat ek daai kan doen, ken julle Anna in die Bybel? Ja? Daar's hier en daar iemand wat 'n Anna ken, en dan as ons gaan sê Simeon, dan sal ons sê, ja nee, ons het al, daar is iemand wat dit, maar kom ek deel met julle. Lukas vertel vir ons dat Josef en Maria Jesus neem na die tempel in Jerusalem. Hulle is besig om dit te doen, omdat alle Joodse ouers dit moet doen. Die 40ste dag na die eersgebore seun se geboorte, moet die Joodse ouers hierdie seun aan God toewy in die tempel. That must happen. Julle sien, en dit is wat Josef en Maria doen. Maar op daardie spesifieke dag is daar 2 ander mense wat by die tempel geweet het dat hierdie klein seentjie meer is as net 'n seentjie. 2 punte wat ek vinnig aan julle wil noem vanoggend. Die eerste een, Simeon wat wag vir troos. Die eerste een wat Josef en Maria te nader was 'n man met die naam van Simeon. En Lukas vertel ons 'n paar belangrike punte rondom Simeon. In Lukas 2 vers 25 en die NLV lees ons die volgende. Daar was 'n man met die naam Simeon wat in Jerusalem gewoon het. Hy was wetsgetrou en baie toegewyd. Hy was met die Heilige Gees vervul en het gretig uitgesien na Israel se bevryding. En deurdat Simeon gevul was met die Heilige Gees, het die Heilige Gees aan hom gesê dat hy nie sou doodgaan voordat hy God se Messias sou sien nie. My boetie, my sussie, as ek jou die vraag vra, as ons dink daaraan, as God vandag vir my en jou sê, jy sal nie doodgaan voordat jy die lewende Messias
gaan sien nie. How would you feel about it? Ek sien hier en daar 'n smile, maar hier en daar sien ek ook 'n gesig wat redelik blank is. En niks leliks bedoel by die gesig wat blank is nie. Want nou dink ek en jy, wat het ek aangevang? Ek het vanoggend vir 'n paar mense gesê, hierso kolonel, die dae in ons BC days, jy onthou daai wat ons die oranje klere aangetrek het. Rou na jy sal presies weet. Jy weet, dan dink ek 'n bietjie terug aan daai dae, dan dink ons, man, het die Here my regtig vergewe vir wat ek gedoen het? Was I not a disappointment? Jy sien, op daardie stadium het ek en jy gedink dat ons wel 'n disappointment is en dat ons dinge doen net om dinge te doen. Maar Jesus het ons vergewe. Jy sien, tot op daardie dag het Simeon by die tempel gesit en wag vir die dag wanneer hy Jesus sou sien. Hy het gesit en wag vir die beloofde Messias. Sit ek en jy in vandag se tyd, sit ek en jy, nie net fisies sit nie, maar wag ek en jy vir die wederkoms van Jesus. Of is ek en jy nog te bang? Jy sien, I'm so looking forward to it, it's just not true. Want daar is niks om voor bang te wees nie, want ek weet my lewe is in orde. Ek weet dat ek foute maak. Ek het vanoggend gedeel, maandag moes ek my pastoorskap, my Christenskap so 10 tree een kant toe skuif, want toe wou ek 'n persoon by mekaar kom. Wat nie wou luister nie. Weet, en ek is geleer deur my pa en my jong dae, dat as jy nie luister nie, dan moet jy iets voel om die ore oop te maak. Nou, die persoon was 'n volwasse persoon, so ek kon hom nie op die boude nie, ek moes hom teen die ore iets gedoen het. But then I would have lost it completely and I wouldn't have been here this morning. Jy sien, Simeon het gewag vir Jesus, die desperate en seergemaakte mense. Jesus sou hierdie mense kom vertroos. Lukas 2, 29-30 in die NLV sê die woord vir ons: Here, nou kan die diensknegt in vrede sterf, soos U my beloof het, want ek het die verlossing gesien. Jy sien, Simeon het die verlossing gesien. Ek en jy is gered. Jesus sal my en jou red van sonde, van Satan en van die dood. En in daardie gedeelte, julle kan Lukas 2 gaan lees, in daardie gedeelte sê dit ook, dat Jesus nie net aarde toe gekom het vir die Jode nie, maar Jesus het aarde toe gekom vir my en jou. Vir almal. But the choice still stays mine and yours. En hierdie is awesome nuus, want Jesus het nie net vir die Jode gekom nie, maar vir my en jou ook. En voordat Simeon sterf, sien hy Jesus, wie hom sou troos, en sy mense sou troos. Die een wie verlossing aan 'n nasie sou bring. Kan ek sê dat daar van julle is wat vandag na hierdie boodskap luister? Daar is vandag van julle wat na hierdie boodskap luister, wat Jesus se vertroosting nodig het. Jy sien, want sonder Jesus is ek en jy absoluut niks. Ons is niks. My boetie, my sis, I need to tell you this. Jy sit miskien vandag hier en dink aan die persoon wie laas Kersfees saam met jou was en nie meer hierdie jaar Kersfees hier is nie. Jy sien, jy's deur 'n groot einde. Jy het nog einde. Jy mag miskien alleen voel. Jy mag miskien depressief voel. Kan ek vandag vir jou sê, Jesus wants to take those problems, He wants to take away from you, en hy wil dit kom vul. Hy wil jou help, jou eina gesond maak. Jesus wil jou vandag in sy arms neem en jou vertroos. My boetie en my sisse, as jy struggle met dinge, bring dit na die Here toe. God wil vandag al die struggles, al die dinge waarmee jy sukkel, wil God dit kom wegneem van jou. Maar dis my en jou keuse, how we going to give it to Him? Ons gaan saam nagmaal gebruik. Jy het weer eens die geleentheid om dit by die Here se voete te kom neerlê.
Die tweede een, Anna. Anna wat wag vir verlossing. Julle sien, Simeon was nie die enigste een wat gretig gewag het vir Jesus nie. Anna was ook daar gewees. Wanneer ons lees in Lukas 2 vers 36 tot 38 in die NLV sê die woord vir ons, Anna, 'n profetes, was ook daar in die tempel. Sy was die dogter van Faniel uit die stam van Aser en sy was baie oud. Dis die woord wat so sê. Sy was baie oud. Sy was 'n weduwee, haar man is oorlede toe hulle nog maar net 7 jaar getroud was. Sy was nou 84 jaar oud. Sy was nooit weg van die tempel af nie en het dag en nag daar gebly en God gedien met vas en gebed. En ek het hier geskryf en hoor mooi, niks leliks bedoel nie. Anna is een persoon wie nooit kerk gemis het nie. En ek het geweet onmiddellik as ek het sê, dan gaan nou mense wees, ek was 2 weke terug was ek nie gewees nie, want ek moes so en so gemaak het, ek was, Stuart, ek gaan jou en Christine gebruik, ons was 2 weke terug, was ons nie in die kerk gewees nie, want ons was by my suster se 40ste, kan ek sê, ek was laas week nie in die kerk nie, omdat ek 'n naweek afgehaat het, Rikus het vir my ingestaan. So don't see it in that way, please. Dit was Anna se besluit gewees, sy het daar gebly, hulle sê, dit is amper soos, party van hierdie groot kerke is daar blyplek, hulle het woonstelle by die groot kerke, en sy het fisies daar gebly. Jy sien, verlossing praat met my en jou, wie die nood sien, en dat ons absoluut niks is, sonder Jesus nie. En hierdie vrou, sy het haar man verloor, hulle was 7 jaar getroud, en toe bly sy by die kerk. Kan ek julle vandag vra, wie is vir jou belangriker as Jesus? Dankie Tannie. Jy sien, julle ken my ook al, en ek bly dit sê, en ek sal dit bly sê, number 1 in my life is God, number 2 is Yvonne, number 3 is my children, number 4 is the rest. And that's how it is. There's no 2 ways about it. En so was Anna, God was nommer 1 gewees. En ek en jy het die Here nodig om ons van ons sonde en verbindinge te verlos. Ek en jy het dit nodig. Because without Jesus we are lost. We are lost. Jy sien, Anna was op soek na God se genade, God se verlossing. En hoor mooi hierdie gedeelte, ek het dit so dik geskryf en ek het dit gehighlight hier op my rekenaar. Daar is van ons wat vandag na hierdie woord luister, wie nie is wie die Here wil hê ons moet wees nie. Ouch. Kan ek dit weer sê? Daar is van ons wat vandag na hierdie woord luister, wie nie is wie die Here wil hê ons moet wees nie. En weer eens sê ek, ouch. Jy sien, ons God wil altyd beter hê vir my en jou, maar ek en jy is bereid net vir die ou, om die krummeltjies op te tel. We don't want to get better. Ons is bereid om nog in die varkhok te bly. Ons is nie bereid om uit te gaan en te sê, pa, ek is jammer. Vergewe my nie. Jy sien, ons mag miskien sukkel met sonde. Ons mag miskien wonder wat ons doel op die aarde is. En ek wil net sê, Jesus het nie net aarde toe gekom om ons te troos nie. Maar Jesus het aarde toe gekom sodat ek en jy verlos kan word van al ons slegte dinge. En ek het baie slegte dinge aangevang. Baie. En ek staan voor julle en ek kyk elkeen van julle in die oë. I didn't always walk the narrow road. Ek het groot dinge, lelike dinge aangevang. Daar's 'n persoon wat kan getuig, hy en sy vrou. Want jy weet, Jesus het gekom en my vergewe. And I know I am forgiven. En ek het hier geskryf ook, hoor hierdie, there is life and we can have life abundantly with Jesus.
Daar is lewe. Het jy vriende? Ja, ek het vriende verlore, maar weer eens soos wat ek sê, ek het 'n familie bygekry. I got a family. That's more important. Ons gaan vandag saam nagmaal gebruik en na die diens is daar 2 gemeentelede wat ons gaan doop. En is dit nie awesome nie? Vir my is dit awesome, man, if it's only one, it's one. Maar ek wil voordat ons daar kom sê, miskien bid ek en jy vir 'n vriend, 'n familielid, wie ons wil sien dat hulle lewens vir Jesus gee. Jy sien my boetie en my sussie, miskien is dit iemand wat vir my en jou bid. Miskien is daar iemand wat vir my en jou bid waar ons nog nie ons lewe vir die Here gegee het nie. En kan ek vandag vir julle sê, it's not so bad. It's actually awesome. It's actually awesome. Want ek staan elke oggend op en my eerste woorde is, dankie Here vir 'n nuwe dag wat U vir my gegee het. Thank you Lord, that you blessed me with a new day. Jy sien, miskien het jy nog nooit Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser nie, weens verskeie redes. Maak nie saak waar jy vandag in jou lewe is nie, weet dat God lief is vir jou. En hier is nie daar nie, babes. Die woord sê vir ons in Johannes 3 vers 16, en hoor mooi, dis my vertaling, Brett se vertaling. Want so lief het God my en jou gehad. En daar waar jy sit, kan jy die jou uithaal en my insit. Want so lief het God my en jou gehad, dat hy sy seun aarde toe gestuur het, sodat die wie in Jesus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. My boetie, sal ek en jy die ewige lewe. It's my and your choice to make it today. Jy gaan nie vandag hier kan uitstap en sê, ek het dit nooit geweet nie. Jy het die keuse. Ek wil graag begin afsluit en dan gaan ons saam nagmaal gebruik. En ek wil afsluit met 'n vraag eerstens. Kan ek vandag vir julle vra, wie is die senter van julle Kersfees? God. God needs to be the center of our Christmas. Julle sien in 'n wêreld waar dit net gaan oor om geld te maak, hou die wêreld op om Kersfees te vier soos dit gedoen moet word. Jy sien, ons almal is opgewonde oor geskenke. En ek weet kan klaar vir julle deel. Weet julle wat kry ek vir Kersfees? Is julle nuuskierig, kan ek dit deel? Ek kry 2 nuwe paar Vans. So julle gaan my sien in so shocking, ek weet, is dit 'n pink een, babes? Is 'n pink of 'n pers, so shocking een met blokkies. Julle sal my sien in die nuwe jaar met dit. But you see, it's not about that, because daai is aardse dinge, I can walk it through within a year. What I'm looking forward to is die dag wanneer Jesus weer terugkom aarde toe. Jy sien, Simeon en Anna was anders. Hulle het gehoop en geglo dat God iets wonderbaarliks in hulle leeftyd sou doen. En God het. Kan ek vra, wag jy vir Jesus se vertroosting? Wag jy vandag vir Jesus se verlossing? As jy dit nie ervaar het nie, bring dit vandag na die nagmaaltafel toe en praat met die Here. God wil hê dat ek en jy hom die senter van ons Kersfees hierdie jaar sal maak. En dat ek en jy hom die senter van my en jou lewe sal maak. En dan my laaste vraag aan julle. Is julle gereed vir Jesus se terugkoms? Jy sien, Anna en Simeon was gereed gewees vir Jesus se koms. Is ek en jy reg vir Jesus se tweede koms? Ons gaan oor na die nagmaal toe, en wanneer ons lees in 1 Korintiërs 11 van vers 23 af, sê die woord vir ons: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is.
Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. My boetie en my sussie, jy het vandag, jy het nou, waar ons saam nagmaal gaan gebruik, jy het nou daardie geleentheid, om jou hart, because you know what, ons kan 'n front opsit voor ons familie, voor ons vrouens, voor ons kinders. But God knows what is in your heart. Die Here weet wat daar binne aangaan. My boetie en my sussie, jy die geleentheid, deel jou hart vanoggend met die Here. If something's not right, ask God to please help you so that you can fix it up. As jy iemand moet verskoning vra, doen dit. Vra die Here om jou te help om daardie persoon te vergewe. As jy nog nie Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser nie, my boetie en my sussie, you can do it today. You can do it today. Moenie laat die dag verbygaan nie. Maak erns met die Here. Time is few. Amen. Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir die woord. Heilige Gees, my gebed is dat U met elkeen van ons gaan wees. Here, hier waar ons nou gaan saam nagmaal gebruik. Here, laat elkeen van ons harte met U sal deel. En Here, waar ons vertroosting nodig het, of Here, waar ons hulp nodig het, Lord, please help us. Please help us in this time. Lord, where we are lonely, that You will come fill that loneliness. Lord, where we need to fix up with You, Lord, that we will not let today pass, that we will fix up with You. En Here, laat ons nooit sal dink ons is te sleg. Here, U woord sê, want so lief het U ons gehad, dat U Jesus aarde toe gestuur het. Dankie dat U vir elkeen van ons lief is. Here, help ons om U nommer 1 te stel in ons lewens. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die nagmaal uitdien. Baie dankie.